Welkom hier by die Ooskerk, waar ons in ons woestynreeks nou episode 4 is. En dis die week wat ons gedoen het tydens Lydenstydperk. Marina, jy het die 4de preek in die reeks gegee. Kom ons begin weer by wat se teksvers het jy gekies? Ek het die baie mooi teks gekies van Elia se verhaal in 1 Konings 19. En soos die ander tekste wat ons ook al oor gesels het, is dit so 'n ryk teks, dat jy dit eintlik vanuit 'n klomp verskillende invalshoeke kan benader. En wat dink jy het 'n lidmaat op daardie dag? Jy weet, dis die 4de episode, 4de preek in 'n reeks. Mense is nou al in die woestyn, voel dit vir my metafories. Wat dink jy het iemand mee weggestap daai dag? Dis natuurlik 'n interessante filosofiese vraag, Gili, want ek moet sê ek het dit al dikwels gekry dat wanneer 'n mens 'n sekere preek as 'n gesprek op die tafel sit, dan stap mense met iets anders daar weg as wat jy gehoop het hulle kry. So dit is nie, ek sien heeltemal so seker nie. Ek weet wel wat my intensie daarmee sou wees. Kom ons begin daarby. En ek dink vir my sou die intensie wees dat mense bietjie minder fokus op die klassieke gedeelte van 1 Konings 19 waar God in die stilte vir Elia ontmoet en eerder na die klimaks van die verhaal waar God vir Elia sê, nou draai jy om op jou spore en jy gaan terug na waar jy vandaan kom. So, hoe God ons in ons woestyntye ontmoet, ons deur 'n baie spesifieke proses neem, maar ons dan weer by 'n plek uitbring waar God vir ons sê, wat is die roeping van jou verantwoordelikheid? Wat word van jou in hierdie lewe gevra en om ons dan amper terug te stuur op ons spore, maar met 'n vernuide manier van kyk en dink, met nuwe lense. Ja, die fokus skuif definitief in daardie gesprek. Rivandu, as iemand wat nou deel van die reeks vorm, wat kry jy uit Marina se preek uit? Ek dink dis presies om daarbey aan te sluit wat Marina nou sê. Wat vir my baie mooi was, jy weet, die hele gedagte hoe Elia homself sy hoof bedek en is amper hierdie gedagte van Elia wat bang word, nee? En dit wat dit by my eerste opgebring het was die konsep van Yirat Yahweh. Dit is baie keer in die ou 33 vertaal as vrees van die Here. Maar Marina het dit so mooi gesê, dit is eintlik 'n heilige ontzag, 'n respek, 'n awe and wonder vir die Here. En presies dit dan, jy weet hoe dit 'n godsbeeld by mense kan, verandering in godsbeeld, 'n skuif in jou godsbeeld wat jy vir die Here het, dalk kon oopmaak, maar ook daai, ek sal baie makliker kan terugkeer om te gaan doen waarvoor ek geroep is, as ek daai ontzag en daai respek het vir die Here, eerder as wat ek nou bang is vir die Here, wat ek die Here vrees, wat baie makliker kan lei tot onttrekking en te sê, maar ek wil eerder hierdie vir my, as om te sê, okay, ek gaan saam, want ek weet U is by my. Ja, dis nie 'n tipe uitdaging waarvan jy wegskram nie. Iets wat toe ek deur die preek gewerk het, was al vir my baie menslikheid of 'n vermensliking in die proses wat plaasgevind het. Ja, ek is in daai opsig mal oor die Ou Testament verhale, want dit is so menslik, hulle daag maar net op as gewone mense. So die karakters in die Ou Testament lyk dikwels glad nie so heilig soos wat 'n mens sou dink hulle is nie. Hulle is doodgewone mense wat kerm en kla en teem en te kere gaan en regtig nie hou van hoe goed in hulle lewe is nie. En dit herinner my maar altyd aan hoe ons ook is. Ja, ons dink baie keer, dis hierdie antieke teks so ver verwyder van ons, maar as ons net bietjie mooi gaan kyk na die mense en na die karakters, dan sien ons dikwels daai spieël en sien ons osself so maklik raak in hulle. Ja, daar's 'n tydloosheid eintlik aan daardie teks. Marina, 'n beeld wat jy geskep het in die preek was die hele gedagte rondom reservoirs en kanale. Kan jy vir my bietjie jou gedagtes deel? Ek is so gaande oor daai aanhaling van Bernardus van Clairvaux wat sê dat baie gelowiges is soos kanale of dan soos pype wat die water vloei maar net deur, maar daar's nie tyd vir iets om op te gaar nie. So ons funksioneer baie dikwels vanuit 'n plek van leegheid en nie vanuit 'n plek van volheid nie. Maar ek moet sê as 'n mens nou krities na daai aanhaling van hom kyk, dan sou 'n mens ook kon sê, en ek dink nou spesifiek in ons as predikante se lewens, maar in gewone mense wat elke dag met die lewe worstel, mens het maar daai ervaring, dat jy soos 'n pyp is met 'n oop kraan aan die einde. Ja. En jy moet maar net gee en gee en gee en gee. Ja.
Maar ek dink wat ek hou van die gedagte van 'n reservoir is daai water wat by die pyp uitloop, loop weer in jou eie reservoir in. So jy self word weer gevoed deur die aard van dit waarmee jy in jou lewe besig is. So op 'n manier hou dit ook jou reservoir vol en word dit die tank waaruit jy eintlik weer iets meer kan gee. Ja, Marina, die woordjie wat jy nou gesê het, voed, het my nou nogal getref, want dit is natuurlik ook iets wat mens baie duidelik in hierdie teks sien, hoe Elia eers gevoed word, of soos jy gesê het, hy het eers geslaap, toe word hy gevoed, nou het hy krag vir hierdie reis waarop hy moet gaan, 'n baie uitdagende reis natuurlik op die einde, maar dit is vir my altyd so treffend om te sien hoe die Here eintlik na 'n persoon se fisiese behoeftes omsien ook, baie tasbaar, baie soos konkreet. Iewers het iemand eendag gesê, in hierdie teks sien jy God gee vir hom 'n nap en 'n snack. En dat ons dit baie keer nodig het op 'n doodgewoon menslike vlak. Jy het net eers 'n bietjie 'n nap en 'n snack nodig. En dan kan jy vanuit daai dieper plek Nog nie so funksioneer. angry dan met die lewe omgaan nie. Marina, jy het net nou verwys dat daar ook 'n skakel is hierso na Nimeri toe rondom verantwoordelikheid en ek dink dis die breedwyte nogal hiervan. Aan die een kant is dit 'n nap en 'n snack, maar aan die ander kant praat ons oor hoorgoed soos roepings en die verantwoordelikheid rondom dit. Ja, dit is vir my vreeslik interessant en dis iets wat ons daai tyd toe ons oor die besig was met die preekreeks nie noodwendig eers aan kon aandag gee nie, maar daar's 'n baie interessante skakel tussen hierdie 1 Konings 19 teks en die Numeri 11 teks wat Paulus gedoen het, waar daar 'n baie sterk lyn in die Numeri 11 teks is oor Moses wat 'n groot verantwoordelikheid het teenoor die volk, al wil hy nou sy verantwoordelikheid op God kom afgee. Sien jy dieselfde, dat God vir Elia sê, jy het 'n baie groot verantwoordelikheid, jy gaan nie jou verantwoordelikheid ontkom nie. En ek dink, vir my is een van die fascinerende goed in hierdie teks is, as gelowiges vra ons dikwels, wat is ons roeping? Jy weet, hoe lyk my roeping? En ons dink dis een of ander airy-fairy ding wat ek eers daar in my lewe moet gaan kry. Terwyl daar eintlik 'n hele klomp skrywers is wat so mooi daaroor praat en sê, as jy wil weet wat jou roeping is, kyk wat jou verantwoordelikhede. Want daar waar jou verantwoordelikheid is, daai is jou eerste roeping. Nou, ek weet nie, ek was nie mal daaroor toe ek dit die eerste keer besef nie. Want ons voel dikwels dat ons verantwoordelikhede amper indruis teen ons dieper pad met die Here. Ja. Terwyl hierdie 'n ontdekking is om te besef, nee, my dieper pad met die Here is juis geleë deur my verantwoordelikhede. Daar was vir my in hierdie preek het die wending gekom waar ek gevoel het waar Elia teruggestuur word en daarvan nou gesê word. En as ons praat van die woestyn as transformasie, is dit nou waar daar vordering begin kom. Om te sê hier is nou jou verantwoordelikheid en soos jy sê, die verantwoordelikheid is die pad op die einde. Nee, word letterlik in daai verhaal word daar vir hom gesê, draai terug op jou spore. Gaan terug na waar jy vandaan kom. En dan sê my, die ander interessante deel van daai storie is, dis nie asof daar skielik 'n helikopter aankom en vir Elia oppik en hom binne 'n halfuur terugvlieg na waar hy vandaan kom nie. Hy moet nou weer daai pad aanpak deur die woestyn. So daar was 'n aanvanklike proses van transformasie, dan hierdie ontmoeting waar God vir hom sê, dinge gaan nie so kan aanhou nie. En dan moet hy al die pad weer terugstap deur die woestyn. Maar dan sal 'n volgende, dieper transformatiewe proses wat hom terugneem. In die era van aha-oomblikke, die oomblik is nie die hele proses nie. Yes. Ja. Op daai noot gaan ons klaarmaak met episode 4 van ons woestynreeks. Luister asseblief verder saam.